Hallo almal en baie welkom. Is julle reg? Vandag gaan ons op 'n ekspedisie diep in die onsigbare wêreld van materie en mengsels. Sien hierdie as jou persoonlike gids vir daai groot eksamen wat voorlê. So luister mooi en kom ons spring saam weg op hierdie avontuur. Goed, kom ons begin sommer dadelik met 'n raaisel. Jy gooi 'n lepel suiker in jou tee, jy roer dit so 'n bietjie en poef, dis weg. Waarheen het dit gegaan? Hou daardie vraag in jou kop, want ek beloof jou, teen die einde van vandag se reis gaan jy presies weet wat die geheim is. Die avontuur het pas begin. Eerste stop op ons reis, die absolute boustene van alles. Dink vir 'n oomblik daaroor, alles om ons. Die stoel waarop jy nou sit, die water wat jy drink, selfs die lug wat jy inasem, wat jy nie eers kan sien nie. Dit alles noem ons materie. En hierdie materie kom hoofsaaklik in 3 forme of toestande voor. Kyk 'n bietjie hierna. 'n Vaste stof soos 'n ysblokkie is ongelooflik netjies en georganiseerd. Die klein deeltjies waaruit dit bestaan is soos soldate wat styf in perfekte rye gepak is. Hulle kan nie regtig rondbeweeg nie, hulle kan net so effens op een plek vibreer. En dis presies hoekom 'n vaste stof sy vorm hou. Maar wat gebeur as ons daardie ysblokkie 'n bietjie warm maak? Wel, dan word dit 'n vloeistof. Nou is die deeltjies nog steeds naby aan mekaar, maar daardie streng, netjiese patroon is weg. Hulle kan nou vrylik verby en oor mekaar gly. En dis hoekom water kan vloei en presies die vorm van een gehouer kan aanneem. En laastens, as ons daardie water nou kook, kry ons 'n gas, stoom. Die deeltjies in 'n gas is heeltemal wild en vry. Hulle is baie ver van mekaar af en hulle zoom teen 'n ongelooflike spoed in alle rigtings rond. Dis hoekom 'n gas sal uitbrei om enige houer heeltemal te vul, maak nie saak hoe groot dit is nie. Hierdie tabelletjie, hierdie is julle geheime wapen vir die eksamen. Dit som alles wat ons nou net gesê het perfek op. Kyk gou mooi. Sien jy hoe styf die vaste stof se deeltjies is en hoe die vloeistofsin gaan gly en dan die gassin orals. Let veral op daardie laaste kolom. Jy kan 'n gas saampers. Hoekom? Juis omdat daar soveel leespasie tussen die deeltjies is. Dis 'n baie belangrike punt om te onthou. Pyk werk. Nou dat ons die 3 toestande van materie onder die knie het, is ons reg vir die volgende deel van ons ekspedisie. Wat gebeur as ons hierdie verskillende stowwe begin meng? Welkom in die fascinerende wêreld van mengsels. Goed, soos julle hier kan sien, is daar eintlik maar 2 hooftipes mengsels. Die eerste is 'n heterogene mengsel. Dis die maklike een, waar jy duidelik die verskillende dele kan sien, soos note en rosyne in 'n bak. Dan kry ons 'n homogene mengsel. Hier is alles so perfek gemeng dat dit oral presies dieselfde lyk. Dan kan sout wat in water opgelos is. Jy kan nie die soutkorrels sien nie, al weet jy hulle is daar. OK, dis nou een ding om goed te meng, maar hoe kry ons dit weer uitmekaar? Een van die coolste metodes is filtrering. Kyk mooi na die stappe hier. Eers het ons mengsel van sand en water. Dan gooi ons dit deur 'n filterpapier. En hier gebeur die touwerkuns. Die sandkorrels, soos jy by nommer 3 sien, is te groot en hulle bly agter. Maar die klein waterdeeltjies by nommer 4, hulle glip regdeur. Dis 'n briljante, eenvoudige manier om 'n vaste stof wat nie oplos nie, van 'n vloeistof te skei. Maar filtrering is nie ons enigste triek nie. O nee, ons het 'n hele gereedskapskis vol metodes. Soms is dit so eenvoudig soos handskeiding, waar jy letterlik die dele uittel. Of ons kan 'n sif gebruik om groter en kleiner stukkies te skei. Dan's daar afsakking en dekantering. Jy los dit net uit sodat die swaar goed afsak en dan gooi jy die skoon vloeistof bo af. En laastens, verdamping, waar ons die vloeistof laat wegkook sodat net die vaste stof oorbly. Elke een is 'n slim oplossing vir 'n spesifieke soort mengsel. Nou hier's iets wat jou dalk gaan verras. Die lug wat jy op hierdie oomblik inasem, is ook 'n mengsel, 'n perfekte homogene mengsel van gasse. En kyk 'n bietjie na daardie syfers. Die oorgrootste meerderheid daarvan, 78%, is stikstof, nie suurstof soos wat baie mense dink nie. Dis nogal interessant, né? En dit, my vriende, bring ons nou terug by ons heel eerste raaisel, die verdwynende suiker in die tee. Daardie suiker en tee is 'n voorbeeld van 'n baie spesiale soort homogene mengsel wat ons 'n oplossing noem. So kom ons duik dieper en vind uit wat regtig daar gebeur. Goed, hier is 3 woorde wat jy absoluut moet ken vir die eksamen. Die ding wat jy byvoeg, soos die suiker, is die oplosbare stof. Die vloeistof wat al die werk doen, die tee of water, is die oplosmiddel. En wanneer hulle perfek saamgemeng het, is die finale produk die oplossing. Sien, die suiker het nie verdwyn nie, dit het opgelos. Het jy al ooit soveel suiker in jou koeldrank probeer roer, dat 'n deel daarvan net onder in die glas bly lê?
Maak nie saak hoe lank jy roer nie? Wel, dan het jy sopas 'n versadigde oplossing gemaak. Dit beteken die oplosmiddel, die water, is heeltemal vol. Daar is doeteenvoudig nie meer enige spasie tussen sy deeltjies om nog suikerdeeltjies in te pas nie. Goed, ons verstaan nou oplossings, maar kan ons die prosesse bietjie vinniger maak? Kan ons die natuur so bietjie aanhelp as ons haastig is? Die antwoord is 'n besliste ja. Kom ons kyk na die 3 groot faktore wat die spoed van oplos beïnvloed. So, kom ons gaan terug na ons suiker en tee. Jy's haastig en jou tee is besig om koud te word. Wat kan jy doen om daardie suiker vinniger te laat oplos? Dink gou vir 'n oomblik. Wat sou jy in jou eie kombuis doen? Kom ons kyk of jou instinkte ooreenstem met die wetenskap. Faktor nommer 1, en dis 'n groot een, temperatuur. In warm water, soos hier links sien, het die waterdeeltjies tonne energie. Hulle zoom rond en stamp hard en vinnig teen die suiker en breek dit blitsvinnig op. In koue water is alsmaar stadiger, 'n bietjie luier. So die reël is eenvoudig, warmer water beteken vinniger oplos. Faktor nommer 2 is beweging, of soos ons dit ken, om te roer. As jy met 'n lepel roer, forceer jy basies die suiker en waterdeeltjies om mekaar te ontmoet en te meng. Jy help hulle om vinniger deur die hele vloeistof te versprei. As jy dit nie doen nie, moet hulle op hulle eie die werk doen en dit vat baie langer. En ons laaste groot faktor, die korrelgrootte. Dink gou aan die verskil tussen fyn strooisuiker en 'n harde suikerklont. Met die fyn suiker soos links, kan die waterdeeltjies dadelik al die klein korreltjies van alle kante af aanval. Maar met die suikerklont kan die water net aan die buitekant begin werk en moet dit stadig sy pad na binne opeet. Die reël, hoe groter die oppervlak, hoe vinniger los dit op. Reg, ons ekspedisie is amper voltooi. Vir hierdie laaste deel, kom ons maak seker jou wetenskaplike gereedskapkis is gepak en reg vir daai eksamen. Ons gaan 2 tipiese vrae takel, sodat jy presies weet hoe om hulle soos 'n pro te antwoord. Goed, hier's 'n klassiese eksamenvraag. Stel jou voor, ons het sout heeltemal in water opgelos. Hoe op aarde kry ons daardie sout weer terug in sy vaste kristalvorm? Die proses het 'n baie slim klinkende naam. Weet jy dalk wat dit is? En die antwoord is kristallisasie. Dis eintlik 'n baie mooi en eenvoudige proses. Al wat jy doen, is jy laat die water, die oplosmiddel, toe om stadig te verdamp. En soos die water verdwyn, bly die opgeloste stof, die sout, agter. En dit vorm dan hierdie pragtige, klein, perfekte kristalletjies. Dis eintlik presies die teenoorgestelde van oplos. Nog 'n baie belangrike vraag. Ons het vroeër hieroor gepraat. Ons weet die sand bly agter as ons filtreer. Maar die wetenskaplike hoekom is die sleutel tot die antwoord. En dis regtig eenvoudig. Dit gaan alles oor grootte. Die sanddeeltjies is te groot om deur die piepklein gaatjies in die filterpapier te pas, terwyl die veel kleiner waterdeeltjies maklik kan deurglip. Dis al. En dit bring ons aan die einde van ons wetenskaplike reis. Maar voor ek groet, los ek jou met hierdie laaste gedagte. Watter van hierdie prosesse het jy vandag al gebruik sonder om eers daaroor te dink? Het jy koffie gemaak? Oplos. Het jy sous deur 'n sif gegooi? Skeiding. Wetenskap is nie net in 'n handboek nie. Dis in jou kombuis, dis in die lug wat jy inasem, dis absoluut oral. Hou jou oë oop en bly nuuskierig.